praat vanoggend, die onderwerp is, wanneer ek bid en vra. Filippense 4 vers 4 tot 8. Bekende gedeelte, wat ons seker van harte ken. Vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Ek dink nie dis toevallig dat hy sê verbly julle altyd. Maar dit is moeilik om altyd bly en opgewonde te wees, te sê die Here is goed, want ons lewens getuig nie altyd. Daar's swaar kry, daar's hartseer, daar's probleme, daar's baie dinge op ons pad elke dag wat ons self en ander daar plaas. En dan raak dit moeilik, ons raak moeg, ons liggame hou nie die pas vol nie, en ons raak moeg. Maar hy sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Wees oor, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeerte in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat 'n deeg en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. En ek weet ek verwys baie keer daarna dat Romeine 12 vers 1 en 2 sê vir ons, word vernuwe, word nie gelykvormig in die wêreld. Dit is 'n moeilike deel, om nie maar daarin te val en to go with the flow. Dis baie keer moeilik om nie stroom op te wees nie, maar om weerstand. Maar die Bybel sê vir ons in Romeine, word vernuwe, en ek dink dit is hierso wat ons moet bedink. En ek dink as ons hierdie gebruik as 'n raamwerk en ons beoefen ons om hierdie dinge te bedink, dan gaan dit dalk vir ons help om so 'n bietjie die negatiewe te oorwin, om so 'n bietjie die negatiewe in ons denke en ons besluite, om dit 'n bietjie te verander. Maar dis nie waaroor ek vanmôre wil praat nie. Ek het vanmôre hier 'n stoeltjie. Eintlik moet dit 'n kroegstoeltjie wees, maar ek het nou nie 'n kroegstoeltjie vanmôre in die kerkie. So ek het nou hierdie stoeltjie hierso. En ek gaan nie op hom sit, want ek sien hy is gelap. Hy gaan nie maak. So prys die Here. Maar ek wil na aanleiding van hierdie gedeelte vanoggend wil sê dat, het jy ooit gewonder waarom 'n wildtemmer, 'n leeutemmer, 'n stoeltjie het, hulle so 'n kroegstoeltjie. Maar ek wil die pote is nou eintlik belangrik. Vergeet nou die res. Maar hierdie kroegstoeltjies wat ons by die toonbank sit. Hulle het baie keer so 'n stoeltjie wat hulle gebruik, alhoewel hulle 'n wapen, 'n vuurwapen het vir as die nood druk, alhoewel hulle 'n sweep het wat hulle gebruik om die diere mee te beheer, het hulle ook 'n stoeltjie wat hulle baie keer gebruik. En hierdie stoeltjie is baie belangrik. Dit is eintlik amper belangriker as die ander twee. Die wapen en die sweep, want die stoeltjie druk hulle in die dier se gesig. Hoekom doen hulle dit? Want jy sien, die oomblik wanneer hierdie stoeltjie in die dier se gesig gedruk raak, dan is daar 4 pote waarop hy moet fokus. En as hy, die oomblik as die dier na hierdie 4 pote begin kyk en hy wil fokus daarop, dan word hy verward. Hy word verward, nou moet ek gou eers op my notas kyk, want hy is 'n paar sodat hy word. Hy probeer die dier, of kom ons sê nou 'n leeu, probeer om op al 4 pote gelyktydig te fokus. En in sy poging om dit te doen, raak hy so half 'n bietjie paralyzed. Hy raak so 'n bietjie verlam. Hy word oorweldig deur hierdie 4 pote. Hy raak swak en hy raak disabled. Hy raak wat is die woord in Afrikaans? Hy sukkel. Met ander woorde, hy's uit sy aggressie word hy uitgehaal. En hy kan beheer word. Dieselfde gebeur wanneer ons in geloof en ons dag tot dag lewe, wanneer ons gedagtes, wanneer ons geloof gefragmenteer word. Wanneer ons aandag getrek word deur verskillende dinge waarop ons gelyk probeer fokus. Miskien is dit my werk, miskien is dit my finansies, my verhoudingslewe, miskien is dit my vriende, miskien is dit
verpligtinge wat ek moet nakom, dinge wat ek moet doen, en al die dinge sit soveel druk op ons, dat ons probeer fokus op al hierdie punte gelyktydig, en ons eindig op met verwarde gedagtes, verdeelde gedagtes. En die oomblik as my gedagtes verdeeld is, dan voel ek uitgeput. Ek voel verward, soos hierdie leeu. Ek weet nie regtig of ek moet kom of gaan nie, waar moet ek vat en waar moet ek los? Kry ons die prentjie? Kan jy vanmorgen sê, ons ervaar het gereeld, partykeer amper dagelijks. Want dis hierdie dinge wat na ons alles gelyk begin wys, en dit verwar ons, want ons probeer om alles te fokus en in stand te hou, of te doen, of na te kom. Ons probeer om mense tevrede te stel, te voldoen aan die verwagtinge van mense, en dat is nog ons geloof ook, wat ons wil graag wil werk aan, en ons het so baie balle wat ons in die lug moet hou, dat baie van hulle dit hier op die grond val. En dan voel ons verloor. Ons voel ons voldoen nie aan die verwagtinge van ander nie. Ons voldoen nie aan ons eie verwagting. Ons raak verward. En die oomblik wanneer ons verdeelde gedagtes het, en vrees en twyfel en verwarring kom in, kommer, vrees en angs, wat gebeur? My liggaam word afgetakel, want in eerste plek my immuniteitssysteem kan nie behoorlik funksioneer. So ek raak siek. Ek begin kwale ontwikkel as gevolg van. Ek verval in depressie. Ek raak moedeloos, want ek sit met verdeelde gedagtes. Ek raak swak, en ek voel ontneem van enige krag. Ek verloor my fokus. Maar vandag se gedeelte is daar twee maniere wat ek vir julle wil voorhou, wat Paulus vir ons sê wat ons moet doen om ons fokus te probeer bou. En die eerste ene is die regte tipe gebed. Gerard, is daar regte gebed? Ja, daar is 'n regte manier van bid. Nie 'n voorgeskrewe hard en vas, dit is hoe dit moet wees nie. Die Onse Vader is die model gebed, waarop ons gebede kan skoei en baseer, dit gee vir ons leiding. Maar daar is 'n regte manier van bid. Want baie keer bid ons en ons kry nie. Jakobus sê ons bid en ons ontvang nie, want ons bid verkeerd. Ons vra vir die verkeerde redes. En die tweede ding is vanmôre is die regte manier van dink. En as ons daardie twee dinge in plek kan kry, dan word ons nie so baie te sukkel, dan word ons nie so maklik verward te word, wanneer die lewe kom, wanneer die vyand kom, wanneer mense kom, en hulle druk 'n stoeltjie in ons oë nie, en ons moet al hierdie punte, moet ons probeer fokus op. In vers 6, lees ons, wees oor niks besorg nie. Reg, kan ek oor niks besorg wees, kan ek maar net happy wees en sê, die lewe is 'n brief. Nee. Maar laat julle begeertes in alles, daai stukkie wat ek en jy uithou, waar ons self wil kontrol vat, dit moet ons ook. Deur gebed en smeking met danksegging bekend word. Jy sien, die probleem is dat wanneer ons, daar's 'n verskil tussen versoeke en eise. As ek met my versoeke na die Here toe gaan, my begeertes na die Here toe gaan, dan werk hy dan. Maar wanneer ek gaan met my eise, dan is dit 'n hele ander kant, 'n hele storie. Jy sien, man, daar's 'n verskil tussen die twee. Maar ook die rede hoekom baie mense opgee op God is, en kwaad raak vir God is, omdat hulle gebede, hulle eise stel en nie versoeke. Ons dink vir 'n oomblik, ons kom baie keer en baie mense ongelukkig skep af op stilte tyd, persoonlike tyd met die Here. En dan wil ons wanneer die tekkie die teer tref, wil ons skielik vir God inroep in die situasie en sê, Here, ons kan dit doen. Maar ons het geen verhouding met Jesus Christus nie, want ons is so gefokus op hierdie
punte van wat voor ons hou raak, ons is so verward, en dan wanneer ons nie meer lekker kan cope nie, dan sê Here, asseblief. En die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Dis nie 'n probleem. Maar jy sien, ek kan nie God gebruik soos 'n pepermuntjie, wat ek God vinnig aan my mond sit om 'n situasie te verander. En dis wat ons baie keer wil doen. Baie mense wil God soos 'n pepermuntjie gou net vinnig enetjie pop, sodat ek tog nie aanstoot gee nie, sodat ek tog aanvaarbaar kan wees, sodat dinge kan gebeur soos wat ek wil hoor. Jy sien, wanneer ons kom met eise by God, dan kom dit amper neer op geestelike afpersing, spiritual blackmail. God, jy moet vir my dit doen, en as jy dit doen nie, dan gaan ek nie meer glo nie, ek gaan nie meer vertrou nie, ek gaan uit mekaar uitval, en ek gaan jou veroordeel as 'n onvoldoende en mindere God, en jy is nie relevant in my lewe nie, want ek vra en ek kry niks nie. Sien, dit gaan oor die wyse waarop ons vra. Ons hoef nie te soebat en te grol. En die Bybel sê ook vir ons moet God herinner aan sy beloftes. Maar as ons gaan lees in Johannes 14:15 en daai hoofstukke, wat Jesus sê dat wat as ook al in sy naam vra. Nou maar hoekom werk dit nie, Here? Hoekom werk dit nie? Want ek bid in die naam van Jesus. Vir watter rede? Wat is jou motief? Staan jy in 'n verhouding met die persoon van wie jy verwag om jou te help? Nie dat God jou nie gaan aandag gee as jy vir hom vra nie. Maar die Bybel sê ook vir ons dat die gebed van 'n sondaar, God luister nie aan. En as ek leef 'n vreeslike leef met God daar op die bedkassie, kan ek verwag dat hy aan my eise sal voldoen, dat hy op on-tap sal wees, dat wanneer ek 'n krisis of 'n probleem in my lewe het, dan sal ek gou, Here, nou moet jy gou help. Ek sien hoeveel mense draai weg van die Here af, omdat hulle nie hulle sin kry nie. Omdat hulle nie hulle sin kry nie. Want ek het 'n probleem, en nou begin ek die Here te dien, maar dan gebeur dinge nie so lekker soos wat ek wil hê dit moet gebeur. Want as ek bid, dan is dit volgens my wil, nie volgens u wil. En dan gebeur dit nie so. Maar God weet wat ek nodig het. God weet waarmee hy my kan vertrou. Hy weet waartoe ek in staat is om te kan hanteer op 'n gegeewe oomblik, want God ken die einde van die begin af. En daarom is dit belangrik dat ons versoeke, ons begeertes sal, die Bybel sê, maak dit bekend, en ek sal in julle behoeftes voorsien. En dan moet ons berus by dit wat God in ons lewe toelaat op daardie oomblik. Partykeer word ons in verkeer vertraag, en ons raak opgewonde, en ons raak ongeduldig, en ons sê, wat gaan aan, en ek is haastig, want ons is nog altyd haastig, want daar is altyd 'n paar stoelpote voor ons, wat ons moet aan aandag gee gelyktydig. Net om baie keer uit te vind dat daar 'n ongeluk was, of dat daar iets gebeur het, wat ons tot nadeel sou strek, as ons op 'n gegeewe tyd sou gewees het op 'n plek waar ons wou wees. Hier daar in alle vertragings, altyd 'n siening is, maar miskien moet ons probeer, en ek praat met myself vanmôre, sodat wanneer ons in verkeer sit, en wanneer ons haastig is, en wanneer ons opgehou word, en wanneer daar nou tyd is, dat ons miskien met die Here begin gesels. Dat ek die tyd gebruik en sê, Here, ek is gou nou 'n tydjie, ek moet te fokus op die pad. Ek hoef nie te fokus op die ander bestuurders nie, maar ek sit stil, en ek het nou geleer dit, en ek sê, dank Here dat U my gebring het. As ek so begin gesels met God, ek dink dit sal 'n massiewe verskil maak in ons lewe. Jy sien, ons kom baie keer, en ons maak beloftes, as die nood hoog is, dan sê ons, Here, as U nou vir my hier deurbraak gee, Here, as U vir my hier deur oopmaak is, as hier nou 'n ding gebeur vir my, Here, dan sal ek, en dan sê hy sien, beloftes daar, tot die gevaar afgeweer is, en ek ontspan, en dan het ek die tyd, want wie ek is so haastig, ek is so moe, ek het nie nou tyd hier, maar die Here ken my hart.
Prediker 5 vers 1, kom ons lees gou wat sê Prediker 5 vers 1. Baie belangrike stuk hier in die Bybel. Lees hom mooi. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min. Ons moet versigtig wees wanneer ons beloftes maak. God sal ons nie help bestuur as ons beloftes verbreek nie, maar ons bedroef die Heilige Gees, ons bedroef God wanneer ons ongehoorsaam raak, wanneer ons sekere beloftes maak en wat ons nie nakom nie, wat ons nie bereid is om na te doen. Die prediker sê ons moet versigtig wees, ons woorde moet min wees. Ons moet allerhande omhaal en dinge kom by God en baie praat nie. Hoeveel mense is kwaad vir die kerk, is kwaad vir ander gemeentelede, is kwaad vir die prediker, is kwaad vir die kerk in die geheel. Want God, kyk hoe lyk my lewe. Here, ek val uit mekaar uit. Waar is God? Hoe kan God dit toelaat? 'n Liefdevolle God. Ek weet nie. Ek twyfel. Jy sien, dis wat die vyand wil hê. Hy kom met verdeelde gedagtes by ons. En hy verwar ons. Hy doen dit op al die pad. Hy het dit gedoen met Eva. Hy het gedoen met Adam. En hy slaag elke keer daarin om ons te ontmoedig, om ons te distrek, om ons van struik te bring, om ons te verwar, om ons in vrees te laat leef, om ons te laat glo ons is nie goed genoeg nie. Ek gee nie om wat jou opinie oor my is nie. My is het belangrik wat God se opinie oor my is. Is my lewe aanvaarbaar vir hom? As die dinge wat ek doen, gee ek genoeg tyd en eer aan God in my lewe. Nie om heeldag te loop en sê, die Here is so goed en die Here is so goed nie. As nie 'n probleem om God die eer te gee nie, maar is my lewe 'n getuienis van my lof en eer aan God. Spiritual blackmail. Dit werk nooit, geestelike afpersing werk nooit nie, want God laat hom nie manipuleer. Ons kan nie. Ons kan nie God vermaak nie. As my keuse sou wees om hom nie te dien nie en help nie te gaan, hy sal dit respekteer. Want God stuur nie mense help nie, hulle gaan soontoe uit eie keuse. Jesus het ons wat ons moet doen is om na God toe te gaan en vir hom te sê, vir hom te vra wat ons wil hê en wat ons glo ons nodig het. En God sal besluit wat dit moet wees wat hy vir ons kan toelaat. Dis hoe dit werk. Dis hoe 'n goeie ouer moet ook is. Wanneer jou kind kom en hy sê hy wil nou jelly babies eet net voor slaaptyd. Jy gee dit nie vir hom nie, want jy weet hy gaan soos 'n hiperaktiewe springdingetjie wees wat die hele wêreld vol laat. Hy gaan tot rus kom en môre op die skool toe gaan. En so weet God wat ons het baie keer lus vir iets, ons wil baie keer iets hê, maar God weet nie, hier is nie nou 'n goeie tyd jou. So jy moet so 'n bietjie kalmeer. Môre, op 'n volgende dag, wanneer jy energie nodig het, sal ek vir jou oormaak. En dit is, God is 'n goeie Vader. Hy sien om na ons behoeftes, dit wat tot ons voordeel is. Jesus het ons geleer om te vra, te soek en te klop. Sê weer, Jakobus sê, ons het nie wat ons vra nie. En ons vra vir die verkeerde rede. Ek gaan klaarmaak. Wanneer ons eise stel, God, jy moet dit, Here, jy moet nou dit, en ek wil nou so, en ek moet nou so, en ek het dit nou nodig, dan probeer ons om God te manipuleer. As hy kom en sê, Here, ek is so getrou met my tiendes, Here, ek is so getrou, Sondag, ek is so betrokke hier, ek doen so goed daar, en ek bid vir mense, en ek wil hê, jy moet vir my nou hier bless. Dit is nie 'n handelstransaksie nie, dit is 'n Christen leefwyse wat jy uitleef. En God sal dit eer en respekteer, en God sal daardie kan sien, of hy jou kan vertrou met dit wat jy graag wil hê. Want so baie keer wil ons iets hê in die lewe, en weet jy wat, daardie ding kom staan tussen my en God. En ek vergeet van God. Want hy ken ons my hart. En ek skryf hom so 'n bietjie eendag toe, want
die Here het my dan nou so geseën met dit wat ek graag wil gehad. Ek kan vir jou 'n paar staaltjies vertel van dinge in my lewe wat ek wou gehad het, wat ek besê het, nie eens vir die Here gevra het. Wat ek wou gehad het, want dit was my begeerte, dit was my passie, dit was iets wat ek nog altyd wou gehad of te doen het. En in die meeste van die gevalle, feitlik almal, het God het weggevat van my. Hy het nie persoonlik gekom en het kom vat nie, maar hy het toegelaat dat ek dit verloor op een of ander wyse. Want hy het geweet is iets, toe ek hom nog nie eens gedien het nie, het hy geweet is iets wat tussen my en hom staan, wat sal maak dat ek hom nie gaan dien nie. Want my fokus was op die 4 pote wat voor my was, op die begeertes, op die lekker. Want jy sien, dis nie net probleme, wanneer die stoeltjie voor ons gehou word, is dit nie net probleme nie. Swak finansies, ongelukkige, liefdeloos, whatever nie, dis nie net dit nie. Dis ook lekker, chocolates, koffie, lekker seilbootjie, lekker vakansie, lekker dit, lekker dat, alles wat lekker is ook van die pote wat ons verwar baie keer. En wat ons wegvat van God af. En God weet dit voor ons nog baie begeerte het, weet hy reeds. Dit gaan nie goed wees vir ons. Wanneer ons versoeke maak, oor wat ons wil hê, wat ons dink ons nodig het, en hoe ons wens dat God sal dit vir ons laat gebeur, of ons bid vir ander, om in te doen. Dus, wanneer ons leer, dat God hierdie dinge sal uitsorteer, en dat hy antwoord, volgens sy wil. Vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Wanneer ek na God toe gaan met my versoeke, nie my eise nie. En ek gebruik hierdie gedeelte, hierdie inhoud gebruik ek as motivering. Ek baseer dit wat ek wil vra op dit, glo dit sal aanneemlik wees vir God. Want hierdie is nie persoonlike begeertes nie. As ek dit hier op baseer. Kom ons word wat God van ons vra. Al wat God van ons vra is om hom lief te hê. Hoe kan ons liefde aan God bewys? Die sekerste manier is gehoorsaamheid aan sy woord. Om God te vrees, nie bang te wees nie, om God te vrees. Om God nommer 1 in ons lewe te maak. Om alles met hom te besoek. Nie net dit wat ons voel, ons het beheer oor, of dit wat ons nog nie meer kan hanteer nie. Nee, om alles met hom te deel. Want jy weet, God skin in. God skin in. Hy praat jy. Wanneer ons werk aan 'n daaglikse verhouding met Jesus Christus, dan doen ons wat Jesus vir ons gesê het in die woord. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En dis wat ek nodig het, bovenbehalwe alles, om 'n verhouding met Jesus Christus te hê daagliks. En ek weet dit is moeilik. Maar ons het hierdie stoel met sy pote wat in ons gesig gedruk raak, wat ons verwar, wat ons kwaad maak, moeg maak, hartseer maak, depressief maak. Maar kom ons raak nie 'n oorwonde leeu nie. Kom ons raak meer as oorwinnaars. Kom ons bely ons is tot alles in staat. Kom ons sê dat met my God kan ek die wendes van hom, kan ek oor hom nie speel. Kom ons glo soos 'n Dawid, dat ek die vermoë het om met 'n slingervel 'n reus wat by God kan dood te maak. By die wegter. Kom ons glo dat God 'n waarmaker is van sy woord, nie soos ek wil nie. Kom ons begin leef soos U wil. Soos U wil. As ek my werk doen asof vir die Here is of wat die woord sê, dan doen ek dit soos U wil. Wanneer ek my man, my vrou lief het, nie volgens my wil, volgens my vermoë, maar volgens God se vermoë, dan doen ek sy wil. Wanneer ek enigiets aanpak, volgens God se wil, sal dit slaag,
sal dit suksesvol wees. Sal daar vir hulle vrede en liefde wees. Solank ek dit doen volgens God se wil. En ons mag God gaan vra. Ek het hierdie begeerte, ek het hierdie behoefte, en ek wil vra of u dit vir my kan uitsorteer. Ek sê baie keer, en ek wil vanoggend afsluit daarmee, dat ons moenie gaan met die lotto kaartjie in my boei en sê, Here seën my. Ek het die blessings nodig op my besigheid, my lewe, my finansies, wat ook al. Ons moenie met 'n plan B in die boorsak na God toe gaan, want dit is ongeloof. Dit getuig van hom. Wanneer ek na God toe gaan, moet ek vir hom vra, Here, wat is die plan B? Dis my plan. Ek kom vanmôre, ek kom lê hierdie plan voor u vandag. En dis wat ek graag wil doen, en dis hoe ek dink dit gedoen moet word. Maar as dit nie u wil is nie, wil u nie vir my die plan B bekend maak. En weet jy wat, jy sal suksesvol wees. Dit sal werk. Dit sal nie net mense beïndruk nie, maar dit sal jouself en dit sal ook God beïndruk, want jy is gehoorsaam. Amen. Kom ons Vader, ons sê baie dankie hierdie oggend. Dat ons weet, Here, dat ons kom en ons versoeke en begeertes bekend maak, Here, as ons reg bid, Here, in die regte motief. Here, en as ons dinge bedink op u vlak, Here, nie soos ons wil, Here, as ons het nie langer sal bedreig wat voel deur hierdie 4 pote wat voor ons gehou word, Here. As ons nie langer sal toegee aan die leuns van die vyand nie, as ons nie langer sal toegee aan kommer, vrees en angs, verwarde gedagtes nie, verdeelde gedagtes nie, Here, dat ons weet dat ons oorwinnaar sal wees, Here, dat ons oorwinning oor elke uitdaging wat op ons pad kom sal kry. Dat niks te groot en te onmoontlik is, want die woord sê, u sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. En Here, baie keer voel ons klein, baie keer voel ons bedreig, Here, baie keer is hierdie stoelpote vir ons net te veel, net te intimiderend, Here, maar ons kom vanmôre en ons sê, dankie Vader. Dankie Vader, dat daar by elke probleem oorwinning is, Here. Dat daar antwoord by U is vir elke uitdaging wat voor ons kom staan. Ons bid vanmôre, Here, dat U elkeen wat hierdie woord hoor, sal toevou in die liefde, beskerm, Here. Dat julle gedagtes deur die Gees sal gevange neem, Here, dat ons nie langer sal twyfel en die leuns sal glo van die samelewing en die duiwel daar buite in die Here, maar dat ons sal waak teen verdwaalde gedagtes, soos vers 8 sê, ons moet dink dit wat goed is, dit wat loflik is, Here. Romeine 12:1 en 2 wat sê, word vernuwe in die denke, Here, dat ons vernuwende denke sal hê, wanneer ons na U toe kom in gebed en wanneer ons dinge vra. Ons loof en prys U in hierdie oggend, Here. Dat wanneer ons bid, wanneer ons vra, Here, dat U dit sal sien, omdat dit volgens U wil is. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.